Hallo, hallo almal. Hallo. Hoe gaan Hallo. dit? Party mense gaan Oké. dit beter as met ander, want party is met vakansie. Ons Lekker sit op die bed in die op die kamer. bed. En hoe is julle Daar's uitsig? net een stoel. Daar's net een stoel. Ons het een stoel. Ek kan 'n lekker snack sit. Dis lekker. En dit reën buite. O, ja, dit is vanmiddag hier ook gereën. Sien daar by julle reën dit? Ja, ook 'n Mm. bietjie, ja, ja. Okay. Maar Lekker. lekker om julle almal hier te hê. Dankie spesiaal vir my vakansiegangers wat my join op julle verlof. Dis baie lekker. En dit is vreeslik cool. Niks anders om te doen nie. Wel. Net ek vir julle begin idees gee nie, maar. Yes. Dit klaar So, aandete gehad. en was dit lekker? Ja, Oh, was daar nog 'n lamb shank in die prentjie? nee, Okay. ek het lamb chops gehad. O, yum, yum, yum. En ja, Del? Ek het die hoender gehad. Hoender. Lekker, lekker. Was dit lekker? Maar ek het nog nie hoender daar gehad nie, so was dit lekker. Ja, dit was lekker. Ja. Okay. Okay. Ons het gou vir Sue verloor. Ek hoop sy kom terug. So, Nee, sy is net donker. sy's wat? Net gemute. Nou, net haar kamera is af en sy's gemute. Ja, nee, ek sien sy is nog daar. So, jy sien julle, okay, ons het 'n volledige maand in spring. Wow, dit wil gedoen wees. En ons is nog steeds op ons vakansie van alles wat ons onmoontlik kan op vakansie wees. En ek dink ja, vir party van julle is dit dalk 'n amazing tyd. En ek dink is great. Ek kan altyd in spring bly. Ek weet nie of daar iemand is wat so voel nie, maar party mense voel soms so want dit is maklik, minder moeite. Vir party van julle mag julle dalk dink, hoeveel langer gaan hierdie storie nou aanhou? Regtig, time for a change. En party van julle mag waarskynlik al siek wees hiervoor en sê, ek weet nie, ek voel nie voordele nie. So, gaan net selfe storie. Wie voel so, en wie voel so? Duim op, duim op. O, that's very good. Ek hoop laasweek se brainstorming het so 'n bietjie gehelp om bietjie die boredom te verlig en dit interessanter te maak. Ek gaan gou-gou deur 'n paar goedjies loop van laas week want ek gaan actually voor ons check-ins doen, gaan ek inspring in volgende week in. So ek gaan vanaand dit so 'n bietjie omruil. Ek wil net een ding genoem het. As jy net hulle video's kyk, ek weet nie of julle al gesien het nie, maar daar is onder elke week deesdae is daar frequently asked questions. So as jy op jou dashboard is, gaan asseblief daardeur. Daar's ongelooflike belangrike inligting en jy kan kies waarna jy wil luister. Jy verhoog nie na elke vraag te luister nie. As dit nie met jou resonate nie, then just move on. Maar as jy dink, ek wonder nogal daaroor, klik op die vraag, jy kry die vraag herhaal en Erik gee vir jou in detail die antwoord. So dit is vreeslik lekker. Baie spesifiek. Die ander ding wat baie belangrik is, veral in hierdie paar weke, is diet mentality. Bly weg daarvan af. Dit is nie so belangrik wat die skaal sê nie. Dit is nie so belangrik dat jy moet voel jy moet min eet en dat jy as jy jy kan nie van die wa afval nie. As jy iets anders te doen, 'n craving kry en ingee daaroor, dink daaroor, voel hoe dit voel. En dis baie maklik om net terug te klim in spring in. Ek weet nie of het enigiemand van julle dalk al maandag aand se Worldwide Call geluister. Het jy Ja, geluister? so half. Okay, dit was nog interessant, nê? Nee? Dit was bietjie spesifieke goed wat daar uitgekom het. So dit was nice. En ek dink dis definitief ja, Erik se groot ding van klim terug en spring whenever you need to. Nou ons gaan nog meer daaroor praat soos wat ons verder gaan in die program, maar dis die maklikste. As jy dink, okay, hierdie werk nie, dit het nie gewerk hierdie week nie, of dit was 'n vrot week, klim net terug. O, ekskuus, en Tanya het vanaand verskoning gemaak van sy baby sit vir Zoe. So, dit gaan baie jolig en lekker in hulle huis. En Renay is nog in die hospitaal. Julle het seker almal die terugvoer gekry. Ek het nou nog 'n boodskapie gekry van haar dogter. Ek het nou nie geplaas nie, maar sy sê net sy voel gerus om mamma nou daar te los en te gaan. So dit lyk my dit gaan regtig baie goed. En sy lyk amazing. Ek het nie vir die fotootjie gesien het nie, maar wow. Lyk regtig goed. Ja, so die skaal los hom nog so rukkie. Ons is amper by hom, maar nog nie heeltemal nie. So laat hom maar regtig rus en veral vir die wat op vakansie is, die skaal is nie nou belangrik nie. Daar is nie 'n skaal nie, so dis in elk geval maklik.
onthou nog steeds die asemhaling en ja, veral die wat die see sien, gaan haal asem by die see. Dit gaan verskriklik lekker wees om vir die see te kyk en either kan jy qigong op die stoep, ek kan dit just net imagine. En as jy dit nie kan doen nie, haal ten minste net asem. As jy dit nie wil doen nie, haal asem vir my. Ek is baie jaloers met ander woorde. Ek het Ons sal jou laat weet, ons sal vir jou laat weet of daar 'n sleeper couch is, dan kan jy altyd afvlieg. anders stuur nou my net 'n ou fotootjie, okay, maak ons maar net lus. Vir die wat nie by die see is nie, 'n bietjie strength training ekstra hierdie week is nog steeds baie goed. Die week is amper verby, maar daar is nog 'n naweek, so hou aan. Doen 'n bietjie ekstra as jy dumbbells het, gebruik dit. As jy by die gym kan uitkom, nog beter. Dis 'n goeie tyd daarvoor. Hou aan met water, hou aan met elektrolyte, alles is belangrik. Maar, okay, hier kom ons nou. Maar change is coming. So ek dink julle weet dit in elk geval almal, want ek dink met almal het al genoem. So dis nie meer geheim nie. Maar Erik se video môreoggend, luister nou maar rustig. Die optional enhancement is die winter fast. Nou, ek wil gou net met julle daardeur gesels. Ek dink ek het eintlik al met julle al baie daaroor gechat, maar kom ons gaan net daardeur vir die wat nou nog nie dit gedoen het nie. Dis opsioneel. Die belangrikste is jy moet vir jou lyf sê it's safe to release fat. So moenie te veel doen nie. Moenie te kere gaan volgende week. Die volgende week moet jy regtig rustigheid in jouself hê. Moenie oefen volgende week as jy wil fast nie. Maar onthou nou net, dit is opsioneel. Ek gaan vir julle die screenshot stuur van wat gebeur uur by uur. Die eerste paar ure drop jou bloedsuiker meeste en dan op 'n stadium hier by uur 30 begin jy regtig vet verbrand, want jou lyf het niks anders om te doen nie. Hy is nie besig om te fokus op digestion nie. Met ander woorde, hy kan al sy energie gebruik vir hernuwing en vir vetverbranding. So hier by uur 30 gaan jy begin sien dat jy gaan begin vet verbrand, meer as ooit tevore. Dis ongelooflik. Dis, soos ek sê, dis die tyd wat ek het reg kry om my visceral vet, hierdie laaste rolletjie om my maag, dit word aangespreek net met 'n fast en met niks anders nie. Dit is 'n optimale tyd om dit vir 72 uur te doen. Dit maak nie regtig sin om dit langer te doen nie, want na die 72 uur is dit wat meer val is jou bloedsuiker en jy het dit nie eintlik nodig nie. So die goeie goed gebeur letterlik in 3 dae, wat ek dink ongelooflik is. En die belangrikste ding is, julle is reg hiervoor. As ek dag 1 gesê het fast, dan het julle almal waarskynlik vir my gelag. En in elk geval sê jy dag 2 so gedetox en sulke onttrekkingssimptome gekry, dit sou vir julle almal aaklig gewees het. Maar nou is al jou onnodige goed uit. Al jou suiker, al jou carbs, al jou processed foods, al die goed wat nie daar moet wees nie, is klaar uit. So al wat nou nog hoef te gaan, is proteïene, vir meeste van julle, en vir sommige van julle groentes. So dis regtig 'n maklike skuif. Dis die gereedste wat jy ooit gaan wees. Dis die beste plek wat jy ooit gaan wees. Ek dink soos ek sê, die grootste besluit is nie noodwendig gewig verloor nie. Dit gaan in elke geval gebeur, so moenie worry daaroor nie. Die grootste voordeel van fasting is 'n voordeel vir jou gesondheid, want wat in jou lyf gebeur is dat hy en Erik gaan baie meer hieroor praat, so ek gaan nie te veel in detail gaan nie, maar is dat jy onder andere begin human growth hormone produseer. Met ander woorde, jy gaan jonger lyk na hierdie, jy gaan beter voel, jy gaan meer kan beweeg, meer fleksibel wees, al die pyne gaan, want hy's ongelooflik vir inflammasie. Ek het juist mos hierdie week met my stytjie val, het ek gesê, ek gaan nie anti-inflammatories doen nie, ek gaan net fast en kyk wat dit doen, en dit help regtig al klaar. Die ander goed wat gaan gebeur is autophagy. Autophagy is letterlik waar jou liggaam besluit om al die ou selle en die ou proteïene eers van ontslae te raak, die goed wat daar nie moet wees nie. Met ander woorde, ons is gelukkig in hierdie groep, het ons nie sukkel met kanker en dinge nie, maar dit wat kanker voorkom, dit gaan alles in jou lyf begin gebeur. Alles wat sleg is, word nou gekyk in hierdie 3 dae. So, weer eens, dis nie verpligtend nie, maar ek sê altyd, dis gaan oorweeg dit baie sterk. Nou, as jy dit oorweeg, jy hoef nie noodwendig 72 uur te doen nie. Okay, en jy hoef nie noodwendig net water en herbal teas te doen nie. Dit hang van jou af wat jou doelwitte is, wat jy wil bereik.
As jy besluit, wel ek gaan dit net probeer, net vir 'n dag, dan kan jy dit net vir 24 uur doen, vir 48, vir 72, vir hoeveel ook al ure jy het wil doen, dit maak nie saak nie. Jy hoef ook nie net water te doen nie, jy kan byvoorbeeld net 'n Alka-Geyser fast doen. Dat jy regtig net meer vesel en groente inkry vir daai tyd. Jy kan net 'n bone broth fast doen, as dit vir jou makliker gaan voel. So, daar's nie sulke streng reëls nie. Ek wil net 'n paar dinge sê wat dit dalk vir julle, as jy dit oorweeg, wat dit vir jou dalk gaan makliker maak. Ek het vir julle gesê, die ding wat vir my die lekkerste werk, is dat dit in 'n tyd werk wat jy die meeste kan wegbeweeg van kos af en die minste dink aan kos. En hoe beter jy kan wees, hoe beter. So, as jy dit in die week doen, jy gaan moer voel, jy gaan dalk 'n bietjie bewerig voel. Gelukkig is daar nog sout water en elektrolyte. Maak seker jy kry genoeg, want jy gaan dit regtig nodig kry. Ek het vanoggend dat ek definitief 'n bietjie bewerig gevoel. Dalk 'n bietjie geoefen waar ek nie moes oefen nie, maar anyway. En die soutwater, ek het onmiddellik weer gaan soutwater drink en dit het regtig gehelp. So bly by dit. As jy dink 'n naweek is moeilik, want dis te sosiaal en jy gaan te veel by die huis wees en te naby aan jou kombuis wees, dan maybe doen die week. As jy dink die week gaan te rof wees want jy het 'n verskriklike werksweek, sommige van ons, dan is dit nie 'n groot krisis nie. Nico, ek weet jy kan glad nie volgende week vas nie, okay, want jy's op vakansie, so that's not even an option. Dit is nie die enigste tyd wat jy kan vas nie. So as jy dit na die tyd wou gedoen het, is dit baie doenbaar. So luister maar na die hele storie en as jy terug is, kan jy altyd vir my sê as jy belangstel. Dis heeltemal doenbaar actually enige tyd. Wat ek gewoonlik doen is ek hou daarvan om op 'n Sondag te begin, want op 'n Saterdag is ek te veel by die huis en daar's te veel sosiale dinge wat ek nie op wil uitmis nie. Op 'n Sondag maak ek gewoonlik seker dat ek 'n lekker stewige, jou laaste ete wat jy eet voor jou vas moet 'n stewige ete wees, met genoeg proteïene en iets wat jou lekker vol gaan laat voel vir 'n ruk. Of dit nou brunch is of dit nou lunch is, maak nie saak nie, maar dis gewoonlik wanneer ek begin en dan begin jou counter onmiddellik loop. Met ander woorde, moenie sê ek gaan maandagooggend begin nie en jy het die hele nag geslaap, dis deel van jou vas. So, en as jy dan Sondag nie te laat hoef te eet nie, dit maak dit makliker, jy kry net ure by. So kyk gerus daarna. Stel vir jou 'n timer. Ek en Adele het mooi deur ons timer gewerk. Skus, ek gaan nou vir Adele aan die woord stel. Hou die timer dop. Ek het sommer my foon se timer gebruik. Ek het elke timer wat ek op 'n app kon kry probeer en almal van hulle wil hê moet opsign vir 'n rukkie of eers dit verniet gebruik en dan kanselleer en dan begin jy gewoonlik outomaties charge en ek het regtig nie krag daarvoor nie. Maar die foon se timer was piekfyn geweest. Okay, wat nog? Bly besig. Dit is my belangrikste ding. So, ontbyt is makliker en dan gaan jy dalk werk, dis makliker en by die werk kan jy besig bly, dis makliker. As jy die ander mense etenstyd het, gaan sit lekker buite en drink jou herbal tee. As jy in die middag by die huis kom, nie te vroeg by die huis kom nie en hê iets in gedagte. Of dit 'n stap om die blok is, of dit ek gaan gym toe gaan, of dit so, ek weet nie of jy nog swem nie, as jy wil gaan swem. Maar hou jouself besig vir so lank as moontlik. En as jy kan, daarna dalk 'n lekker lang warm bad, wat jy nog so ure of wat gaan besig hou, en letterlik daarna begin dink aan slaap. So, gaan lê in die bed, lees 'n boek, raak rustig, slaap vroeg. Môreoggend is dit net 'n herhaling. Ek kan net vir julle uit my eie ervaring uit sê, ek raak op dag 1 nogal honger. So ek dink 'n bietjie meer aan kos. Dis hoekom my dag 1 is gewoonlik oor 'n Sondag aand, want dit is net makliker. En dan is dag 2 en dag 3 is rarig, makliker, minder cravings, dis asof dit net weggaan, dis soos magic, dit verdwyn net. So dis rarig lekker. Die belangrikste ander ding is dat daar is ondersteuning. So as jy dit wil doen, sê my dat jy dit beplan, sê my wanneer jy begin. Hou my op hoogte hoe ver jy is en asseblief vir almal ander op die groep, luister, waar is almal en kom ons ondersteun mekaar. Dit is soos 'n run to the end. Dit is regtig lekker en makliker om ondersteuning te hê. En dan die laaste ding net gou oor fasting is how to break the fast. Verskriklik belangrik dat jy nie sê, okay, 72 ure is verby, nou gaan ek groot nie. So die beste manier is 'n bietjie bone broth om mee te begin. Dis nie so sleg nie. Proe so sop, is gewoonlik lekker.
So begin iets met iets ligs en maak jou eerste ete nie te wild nie. En van daar af just ease back into things. Dat jou liggaam net kan gewoond raak want hy was nou so besig om skoon te maak, jy wil hom nie heeltemal upset met 'n verskriklike ryk ete daarna nie. So dit is my storie oor fasting. Julle kan met my gesels as julle incheck. Vertel vir my, wat was julle wins? Hoe lyk julle week? Hoe hou julle uit? Hoe voel julle en wat dink julle oor die fasting idee? Maar ek gaan nou eers die stage vir Adele gee want Adele het al gefas hierdie week. En ek het so 'n bietjie Adele, ek het so 'n bietjie dit uitgedeel want ja, dit was net ek het gou van my kant af sê dit was 'n goeie besluit want Adele het gevoel met al die boredom laasweek en ja, bietjie plateau tussendeur wat is dalk 'n goeie opsie. Ek kan van alles vertel van hoe dit was, maar ek dink jy was amazing, maar voor ek vir iets verder sê, over to you. Ek dink nie Nico het dit agtergekom nie. Jy eet maar nou. Het jy dit, Ja, dat kon wees. Jy praat maar. het jy dit so stilletjies gedoen? Ja, ek weet sy het gisterand of eergisterand sy glad nie geëet nie. Aha. Kyk, dit was rarig. Ek dink ek het op 'n punt gekom wat ek sien lus vir die goed wat ek moet eet nie en ek is ook nie lus vir enigiets anders nie. So daar was nie 'n lus vir iets nie. Ek het net wanneer maandag aand begin en net nie geëet nie. En ja, dis besig by die werk. Ek het my tee gedrink en my water gedrink en dit was dit. So ek bedoel selfs vandag ek het nooit ek is nou honger gevoel gehad of my maag raas of niks nie. Dit was eintlik heel straightforward, maar ek dink is ook as jy gewoond is aan allerlei goed eet en dan fast, gaan dit nie werk nie. Jy moet op die punt wees waar jy eintlik gatvol is vir alles om jou. En niks is beter as iets, as ek dit so kan stel. Dan is dit heel doenbaar. Okay. Ja, so dit was die laaste 3 dae. So nou ons vakansie. So, vertel my gou, hoe het jy gevoel? Hoe het jou lyf gevoel? Nee, energie was daar, was nie moeg nie. Ek het my normale roetine gevolg. Nie bewerig gewees nie? Nee, vanoggend was ek so bietjie lighoofdig, maar niks verder nie. Het jy enige soutwater gedoen? Ja, ek het tippie sout in die oggend gedoen. Okay, cool. Dit is omtrent dit. Okay. Ja, sê, en ek bedoel, ek is baie beïndruk want ek het vir Adele voorgestel as sy lus is want hulle ry vandag. Hulle is nou eintlik tegnies al op vakansie van vanoggend 9:00 af. Maar hulle het gery, so het ek vir haar gesê as sy kan en sy sien kans, hou aan daarmee terwyl jy ry en breek dit dalk iewerster. Het jy dit toe gebreek met jou bone broth? Ja, so een eerskant. Okay. En hoe dit gevoel? Rustig. Ja, nee wat. Dit was big fyn. En vanaand se ete, toe jy nou klaar geëet het, hoe voel jy nou? Nee, ek dink dit was te veel kos. Daar kos op die bord oorgebly, stel dit so. Maar die porsie hier is baie groot. Okay. Een van die porsie wat oorgebly het was die pampoen. En die pampoen was net vreeslik soet. Wow. Okay. Ek bedoel hulle pampoen is gewoonlik soet, maar dit proe waarskynlik soeter as wat dit altyd was, right? Ja, waarskynlik. Ja, so die bone broth proe soos 'n souterige kleesoep. Ek het hom verdun, ek het hom helfte dunner gemaak. Okay. Ek is bly ek het, anders sou hy te sterk gewees het. So jy moet hom maar half en half. Jy kan hom nie. Ek dink dan sy te sout, want Het jy hoelisinne gebruik? ja, Okay. oliesin is omtrent 'n halwe koppie en toe het ek hom net met kookwater opgevul. Okay.
Okay, wow. Wel awesome. En sê vir gou en hoeveel die klere en die dinge kan jy enigiets agterkom oor die 3 dae? Nee, die klere is losse. Ja, Wow. nee, Okay. So ek wil vir jou voorstel actually dat jy ek weet jy het nou nie 'n skaal nou by jou nie. Maar dit sal goed wees om op 'n skaal te kom actually nou. ek Want het dis vanoggend geweeg. het jy? Okay, het hy Ja. geskuif? Ja, so 2,6 kilogram. Dit's so cool. Okay, so jy het dit neergeskryf iewers, jy weet wat dit is en alles, nê? Nee. Ja. Oor 3 dae. Ja. Okay. Ja, dis amazing. Kyk, die feit is jy gaan 'n bietjie daarvan weer terugkry die oomblik as jy begin eet, maar dit's nooit alles nie. So, maar dis ook nie al nie. Jou lyf begin reageer anders op goeters nou. So van hier af weet jy om dit te doen. Ja, en ons gaan in elk geval ek gaan waarskynlik nog gewig verloor going forward en soos wat almal al die coaches sê is baie keer verloor jy nog gewig na die program opgehou het ook. Jou liggaam is net in 'n mode en hy gaan net aan. So dis amazing. Ek dink as jy ek moes eintlik vir jou gesê het voor die tyd dat skus ek het dit vergeet, maar as jy gaan by Herman hulle wees en hulle sal 'n maatband hê. Miskien moet jy net jou maat is daar doen. Wanneer sien julle hulle die eerste keer? Begin van die vakansie of eers die einde? Ons gaan môre middag gou koffie drink. Okay. So in 'n maand Saterdag koop. Koop. Hoekom moet ek een koop? Nee, hulle sal een hê. Ek trust me, sy sal een hê. Yvonne het een. Yvonne gaan verseker 'n maatband hê. Maar ek dink meet voor jy op vakansie gaan, want obviously jou vakansie gaan nou 'n bietjie van die dinge verander, maar meet definitief nou. Okay. En onthou nou al die maats, ek sal kyk of ek vir jou dit kan op WhatsApp net sit dat jy net dit maklik het en dan kan jy sommer vir my stuur. Ons kan dit altyd na die tyd capture, dis nie 'n krisis nie. Jy hoef nou nie te gaan unsign en alles te doen nie. Okay. Maar very well done. Ek wil net vir julle almal sê ek is ongelooflik beïndruk met Adele want dit is haar eerste fast. Ek het vir haar gesê my vorige coach het nog nooit 3 dae gefas nie. Sy is baie eerlik daaroor is vir haar. Sy kan 24 uur doen en dit. En jy sien, en dit is asof dit net vir jou niks was nie. So ek hoop is 'n inspirasie vir julle almal. Well done. Dankie. Wel gedaan. Ja, jy sien. Okay, wie wil volgende gaan? Sonder dat Nico agterkom. Ja, nee, hoor hierso. Ek sê liewer niks daaroor nie. Sy staan 4 uur in die oggend op en dan ergens dan bring sy vir my ontbyt. En ek weet nie of sy al ontbyt gehad het nie. So, jy weet, soos daai het ek gemis. Ek weet sy het nou die aand gisterand het jy nie geëet nie en die vorige aand het ek dink ek kan nie onthou of jy nie geëet nie. So jy weet as jy mis sulke goed. Ja. So jy weet so dit is maklik en in die dag is ons weg. Ja. Nee, maar in elk geval dan ek is bly want ek wou nou nie al die nuus al vir hom gebreek het nie, maar as jy nou jy sien daar het nie vreeslik baie verander aan haar behalwe haar gewig en haar gesondheid nie, so it's not that bad. En vanoggend het ek die laaste van die kos gemaak. Was mushrooms met eier en spinasie. En toe is al genoeg vir 2, toe het ek 1 bord vir ouma gegee. So ouma het Adele se kos vir ons. Het jou kos gekry. Shame. Sy het dit alles opgeëet, soos ek. Net toe. Ja. Mushroom en blare. En 'n eier. En nou is dit vakansie en soos ek gesê het, julle gaan kyk wat werk nie, kyk waar kry jy cravings, kyk waar kry jy lus om iets te doen wat vakansie is. Want soos Erik noem dit 'n eksperiment te begin en 'n einde. So, jy weet, moet nie noodwendig dit elke dag doen nie, want jy wil nie al die goed wat jy so ver bereik het aandoen nie. Dis eintlik die hoofding. Maar moenie nie vakansie hou nie. Asseblief, gaan geniet dit. En die ander voorstel wat ek net vir julle albei gehad het is as julle kan beweeg. Julle is op die mooiste plek, gaan loop, geniet die see, verbrand die energie. Enjoy. Ja. Of sit op die stoep en doen chair yoga, Mr. Jansen. Ek het stretch bands ingepak. Het jy toe gekry? Het hulle gearriveer in tyd?
Ja, en ek het ander ook. Vertel gou vir so wat het jy bestel? Ek dink nie hulle weet van alles nie. Nee, ek het by Takealot het hulle 'n stel van hierdie resistance bands. Jy kry die wat 'n loop is en dan kry jy die ander wat 'n bietjie langer is wat jy verskillende oefeninge kan doen. Dis 'n alternatief vir gewigte. Ek het 'n maand terug toe ek in die Kaap was, het ek probeer kyk om by Virgin Actives, maar Virgin Active maak dit nie maklik vir hulle members op ander plekke te kan gaan nie. So die alternatief vir gewigoefening is maar die resistance bands. Daar is maniere wat jy jou eie body weight kan gebruik, maar dis nie altyd prakties nie. Ja. Jy hang dan aan 'n reëling en jy trek die reëling af. Ja, dit sal nie goed gaan nie. Maar die lekker ding van die Ek wonder nog altyd waarvoor hierdie goed in hierdie kamer is. Ja. Nee, ek wil liewer nie daar gaan nie. Dit klink soos handcuffs. Ja, Ek weet so goed, ek weet nie. daai met die wol om. Ja, daai met die wol om Fransjon. So was jy al by Gariepdam gewees? Nee, ek het al daar verby gery, maar ek het nog nooit daar gebly of. Oh, dis beautiful. So hulle is nie die style hotel. Dit is net stunning. Is reg bo op die kop, jy kyk oor die hele dam uit. Dis 'n perfekte breek op pad Kaap toe. Dit's oulik, dit klink oulik. Ek sal dit definitief doen as ek ooit daar verbygaan. Dit klink interessant. Ja, it's worth a try, maar jy kan vir ons ook sê wat jy dink van die goed vir die bed. Ons is nie seker daaroor nie as jy daar kom. Ek weet nie nee. Ek kan met Maar ek dink jy is bedoel vir pull-ups nie, Mr. Jansen nie. Ek dink jy gaan met die mure uittrek. Nee, wat ons gaan nie probeer nie. Maar wat ek wou sê van die resistance band, dis so lekker want dit is eintlik so maklik om in 'n tas in te pak. Is so eenvoudig. Ja. Regtig lekker. baie En jy kan oulik, maar gaan ChatGPT, hulle duisende oefeninge, dis baie maklik. Nou hy het 'n hele printout gemaak en 'n flipboek gekry en alles. Ja, hy's bitter indrukwekkend. Ek moet vir jou sê, high five. As ons afdrop, dit is om met my laptop se battery uit krag uit hardloop hoor. Okay, so kom ons gee gou vir jou kans om in te check. Nico, wat wil jy wat het jy vir ons te vertel? Wat se wins? Waar is jy? Waartoe gaan jy? Kom ons hoor. Ek dink die ene is ek het gaan weeg gister by die gym sodat ek my gewig kon weet voor ek met vakansie gaan, so ek het 'n reference. En ek het na die dag het ek my measurements ingesit in die stelsel wat jy gesien het. Ek het dit gesien, ek het nog steeds nie daarna gekyk nie. Skus, ek gaan daarna kyk. Ek sal vir jou terugvoer gee. Baie dankie daarvoor. Die ene wat nie verander is wat sin maak is soos byvoorbeeld om jou skouers en dan om jou knie en op jou enkel. Ek meeste van dit is tensy jy weet soos my maat geswelde bene gehad en sulke goed, so ek weet dit kan ek verstaan, maar ek sit nie met die goed nie, so dit het maar pretty much dieselfde gebly. Die plek waar dit wel die grootste verander het is om jou maag en dan om jou pepe en borskas en dan jou bobeenspier. Snaaks nog kuite het stabiel gebly. Okay. Maar ek weet dit hang ook af seker van persoon tot persoon en jy weet jy natuurlike body structure as ek dit so kan stel. So, Fantasties, well done. Ja, dis amazing. Maar ek moet vir julle sê, daar's een measurement wat ek graag sou wil bysit en dis julle almal se gesig measurements. Van almal se gesigte is slanker, dis ongelooflik. Dis so lekker om dit te sien. Ja, die een measurement wat ek wil afhê van die stelsel is die BMI ene. En die body fat wat basies net 'n duimsyfer is. Ja. Daar is maniere om dit te meet, maar dan moet jy extraordinary goed gaan doen. En ek weet ek het eers lank terug het ek 'n caliper gekoop wat jy jou vel kan knyp. En dan kan jy sien wat is jy kan beter estimates kry oor wat die body fat is. Maar happy met al die ander goed. Broeke val af.
Ons het gister Ja. gelag, Sue, toe ons op pad gym toe is, want as hy nie sy broeke baie mooi vasmaak, jy gaan hy goed afval, dit is baie gevaarlik. Nee, Veral as daar 'n beursie en 'n selfoon in jou sakke is. ja. Ja, nee, dis baie Maar gevaarlik. andersins, ja. Die ry het vandag goed gegaan, so nee, ek is O, jy het nou die pepermente gegaan, asseblief ek wil hoor. ek het nog nie daai oopgemaak nie, ons Sondag daarby kom. Aha. Ek dink Minder pepermente geëet. ja, Jy het nie eers een pakkie klaar gemaak. nee, as ek opeindig om 'n pakkie te hê vir die hele trip, maar As Dis opposed to 4 of so iets. en ek Oh, het die net 'n paar, jy weet, 'n paar stukkies biltong gehad, maar dit was ons het nie middagete dan gehad nie. Weet ek dink op een van die dag, soos wat ons in elk geval weet, jy doen fasting letterlik dag by dag by dag. Ja, Dit baie ja. wat die dink die moslems en die Jode doen dit. Wat in die oggend eet voor sonsopkoms en dan eet na die tyd. Weet dan as jy besig is, dit werk vir my. Ek sal moet gaan dink oor die langer as 24 uur. Want die een ding wat jy nie kan doen is dat jou werk goed geïmpakteer word. Ja. Fine. Nee, maar elke persoon reageer anders dan. Ophou om vir hom kos te maak. Dan koop ek my kos. Maar En weet jy- kredietkaart kan enige iets doen. Ja, maar weet jy Nico, ek dink dink daaroor, as ek sê en ek sal saam met jou daar weet ons sal jou mooi bystaan, al is dit nou die dalk later as van die ander, dit maak glad nie saak nie, maar dis as die eerste dag vir jou rof was, kyk net hoe gaan die tweede dag, want dit is regtig het raak makliker. En ek is nou so bly Adele het dit eintlik voor jou gedoen, want nou het jy eintlik iemand wat vir jou kan bietjie inligting gee oor hoe dit was naby jou, so dis nice. Mind over matter. Ons sal dit bespreek. Maar daar is geen verpligting nie. So ek sê dit is vir julle om te besluit en ek hoor jou wat jy sê van die werk. Ek kan vir jou sê van my kant af ook, ek het saam met Adele gefast en ek het 2 baie vol dae gehad en ek het nog gaan ballet doen en ek het nog gaan gym. Jy het my gesien by die gym. Ek het saam met jou gaan gym. Ek het dit 'n bietjie rustiger gevat. Ek het nie gaan gewigte doen nie. Maar dis baie doenbaar. Dis regtig eintlik vreemd doenbaar. Dis regtig. Maar elke ou moet dit in sy eie lyf voel. Kyk hoe dit voel. So up to you. En daar's niks verkeerd daaraan of sorry, you're a loser as jy na 24 of 26 of 28 uur sê ek klim uit of 14 uur of wat dit maak glad nie saak nie. Kyk. Ek kan definitief vir julle sê dis iets wat ek dink jy moet in gedagte hou vir die toekoms. Dit regtig 'n plek. Mens kan ons gaan later daarby uitkom, maar dit het 'n plek verder ook. Is regtig nie net vir die 90 dae nie. En dit raak makliker elke keer. As ek sê hierdie was nou ek dink dit my 4de of my 5de keer, ek moet nou gaan tel. En dit was die heel maklikste. En elke keer was makliker en makliker. Want jou liggaam se metaboliese reset ability raak net beter elke keer. So dis nogal reg goeie en lekker. Ek het ander faktore wat my ook plaas. So vir my is dit goeders om alles in gedagte te neem. Nee, verseker. Van die video het, maar ek weet hoe my liggaam ook voel en hoe goed reageer en weet for the sake of just doing it en die consequences te leef is ook nie aan nie. Nee, verseker nie. Ek stem met jou 100% saam. Jy moet gemaklik daarmee wees en jou lyf moet gemaklik daarmee wees en dis die belangrikste. Maar baie wel gedaan met al jou goeie resultate en jou measurements en jou gewig en jou alles. Well done en net hoe jy in 'n geval jou vakansie aanpak, die feit dat jy is vir ons almal 'n inspirasie. Ons gaan nooit weer dieselfde vakansie hou hierna nie. We'll plan. So 2019. Baie dankie. Okay, die wil volgende gaan. Frans of Sue, julle kan besluit. Ja, ek sal gaan. Okay, nou toe. Okay, van my kant af, ja, laasweek was ek gatvol. Hierdie week is ek nie meer gatvol. Hoekom nie? Wat het verander? Man, dis moeilik om te sê, maar ek dink ek het meer gewoond geraak daaraan en ek weet nou dit is nou wat ek moet eet en dis wat ek nou maar moet aangaan mee.
Maar toe dit die extra dingie bygehad is, ek verloor nou gewig geweldig vinnig. En my fisiese ding, soos ek het vanoggend aan fietsry waar ons altyd 'n bult gery het. Die Rand Park Drive is 'n doodmaker. Hy hou net aan en jy het ek het hom gewoonlik in so 3 fases gery. En ek het hom vandag in een slag uitgetrap van onder tot bo. So en na bo uitgekom en geen niks effekte gehad nie. So ja, fiksheid word beter, die gewig word beter en ja, ek het 'n meer positiewe uitkyk daarop. Dit is nou wat ons sê mind over matter. There's a lot of mind in that matter. Dit is verseker. Daai hele Ja, die en positiewe denke. ek was nou baie gewoond geraak nou aan hierdie ding en nou wil jy gaan staan en verander alweer aan die volgende ding. So ek gaan sukkel daarmee. So jy's nou een van daai wat net sê I'm going to stay in spring forever. Hierdie is maklik. Ek voel so. Ek moet sê, kyk, ons het nou vanaand het ons gou Frans het vir ons om ons aandete gemaak. Dit was vir my baie indrukwekkend want dit was net maklik. Dit was vat vleis en daar gat ons en waar is jy op jou selfoon? Okay, cool. Big fine. So ja, dit raak regtig verskriklik maklik. Ek dink ek en Sue het nogal daaroor gepraat, so dat die kos raak net eenvoudiger, simpeler. It's net it's pared down. Jy hoef nie so hard te dink nie, jy hoef nie shopping raak makliker. Ja. Ek moet sê wat vir my lekker was hierdie week, Franso, was dat ja, shopping. Ek bedoel dis net vleis. As die vleis klaar in die vrieskas is, well, we done. Ons is maklik. Ons hoef nie te worry oor Ja, dis baie vinniger. Dis reg baie vinniger. Al die situaties nie so. Maar Ja. nee, ek moet sê, die momentum wat ek nou opgebou het, hy lewer positiewe resultate en vir al die fiksheid. Ek is baie miskik met die fiksheid. Ja, jy beïndruk my ongelooflik, hoor, Vaderland. Ek weet nie hoe jy dit reg kry nie. François is eintlik my inspirasie, want ek weet nie, hy doen net ongelooflik goed. It's like, ek moet net try bybly. En ek wil sê, jou camera angle is nie jou mooiste angle nie, maar sy gesig het ongelooflik eintlik verslank. Jou hele in sy lyf, Brenda sê, hy moet nou nie meer gewig verloor nie, hy word nou maar. So, ons moet nou mooi kyk. Ons het ons vitality toetse geboek vir volgende week. So, ons sal hopelik reg wees. Ja, dan werk ons vraag voor. Ja, vertel my nou gou met hierdie hele vas storie, want ek en jy het nou nog nie gesels nou, en ek is spesiaal gelos vir vanaand. So, hoe voel jy nou hier oor hierdie storie? Man, kyk, ek doen al klaar 'n tipe van 'n vas. Dat jy aandete eet en dan eet ek eers middagete die volgende dag. So, dis al 'n hele klompie ure. So, ek weet nie, ek dink ek behoort dit redelik maklik reg te kry, maar tyd sal leer. En ja, ja, jy probeer. Ja, verseker. Ou gaan dit verseker probeer en kyk hoe gaan dit. Ou weet nie, dalk sê jou lyf vir jou jy's nie naaste by wat jy dink jy is nie of dalk val hy net daarby in en dan gaan jy aan. So kom ons kyk. Ek wil sê dis 'n baie goeie punt daai dat jy gaan nie weet tot jy nie weet nie. So ja. Ek dink dis 'n baie goeie idee om dit ten minste net te probeer en jy kan besluit weer eens soos jy dit gaan hoe jy voel en watter punt is dit vir jou nie meer doenbaar nie en ja. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy glad nie weet nie. Nou, kom ons doen dit Sondag. Okay, cool. Ek gaan dit vir 2 weke in 'n ry doen. Ek gaan dit hierdie week doen en volgende week gaan ek dit weer try doen want ek is nog nie by my doelwit vir my vitality nie, so miskien help dit my om daar te kom. Alhoewel sê moenie te hard daarop fokus nie. Don't be impatient. Dit hierdie goed gebeur nie oornag nie. Maar weer eens ek sê al die ander voordele hoe jou lyf voel en reageer is eintlik regtig ongelooflik. Okay, fantasties. Enigiets anderster? Nee wat, ek dink dit is omtrent dit. Okay. Wel, ek wil net sê baie wel gedaan ook vir jou. Dis fantasties. Jy is regtig inspirasie en doen so voort. As en hier's 'n beter hoek. Mooi man. Dankie julle. Okay, Sue. Ja, dankie Marlies. Ek moet ook net sê ek stem saam. Al die gesigte op die skerm lyk definitief
bietjie slanker en maar dit almal lyk vir my verskriklik goed. Ek moet sê. So ja, van my kant af, ek is ook bietjie gemakliker hierdie week. Ek is definitief minder honger en ek eintlik kan ek maklik seker eintlik net een keer 'n dag eet. Ek het regtig 'n baie lae aptyt. So ek weet nie, ek sal ook moet sien op die tyd, jy weet, of ek sal dit kan doen of dit ek dink dit gaan meer 'n sielkundige ding wees van 'n gewoonte wat jy kom by die huis en dan eet jy iets of breek jou vas op 'n sekere tyd, want ek eet ook gewoonlik eers by 12:00 1:00 in die middag in elk geval eers. En dan dink ek oor wat moet ek nou vanaand eet? Ek is nie vreeslik honger nie, maar ek wil daarom iets ook voorberei by die huis, jy weet, en so ek dink ons gaan dit definitief probeer. Was 'n klein bietjie moeg hierdie week gewees. Nou, maar ek het vreeslik lekker baie geslaap. So dit het wel gehelp. As jy slaap jy goed, so? Dis baie relatief. Party dae baie goed en ander dae dan slaap ek uit die blou tyd vreeslik sleg of. So dit hang maar 'n bietjie af. Ek meet sommer op my horlosie. Ek weet nie hoe akkuraat is dit altyd nie. Maar gewoonlik ek slaap deesdae so en dan gewoonlik sê die horlosie ek het goed geslaap en dis dan in die 80% rond. En daar's darm redelike diep slaap en remslaap. Wat ek partykeer dan kry ek aand wat ek glad nie diep slaap nie of glad nie rem slaap nie. So dit het baie verbeter in elk geval. So ek dink ook ek sukkel ook. Ek dink ek het ook al baie gesukkel om met snork en sulke goeters. Ek's baie geneig om allergies te wees vir goeters. So ek het definitief bietjie minder daarvan ook, wat ook goed is oor tyd. Ek wil net sê, want ek dink baie van die slijm en goeters kom dalk saam met dairy en daai goeters wat jy nou glad nie meer doen nie, so dit behoort jou ook al te help. Maar die ander ding is ook net, kyk, die feit dat jy 'n slaapring het, is soos om elke aand 'n skaal by jou te hê. So ek dink jy moet op 'n manier ook half jouself kan afskakel van daai. Jy moet daar weet, ek weet hy doen 'n job, maar jy moet amper hom dalk vir 'n week kan ignoreer en net sê hy's daar en hy doen sy ding en dan hy so af en toe check, weet. Een keer 'n week. Ek slaap baie keer nie met hom nie. Ek haal hom ook in die dag af want ek kom nie altyd by die stap uit nie. Ek probeer soveel as moontlik stap, maar ek weet nie, hy dit voel altyd vir my of hy onakkuraat lees. Ek moet hom 10:1 beter instel. So ek het deesdae, ek haal hom af in die dag. So party nagte slaap ek nie met hom nie, jy weet. Maar ek kan voel, maar ek sal maklik in die dag, as ek ooit kan, dan sal ek 'n 20 minute nap vat, of 'n power nap vat. Maar dis 'n baie spesiale skill. Ek dink as jy dit kan doen, is fantasties, hè? Dit help my ongelooflik. Ek dink, maar partykeer kan 'n mens nie, dis nie altyd moontlik in die dag en tyd nie. Ja, maar dis goed. Maar dis so, as jy 'n nag nie remslaap of diep slaap inkry nie, kan jy dit terugkoppel aan iets is daar iets spesifieks wat jy oor gaan dink en sê dis dalk dit of is dit nie so Ek kan regtig nie eintlik sê nie. Dit is nogal dit kan partykeer wees dat ek partymal meer sinuserig is. Wel, ek het baie minder sinus, so ek het dit het amper heeltemal opgeklaar. Maar ek het ook wel nog so 'n bietjie, ek het mos 'n oog wat so 'n bietjie inflammasie het in my linker oog altyd. Ja. So hy wil bietjie beter word, maar hy is nog nie daar nie. Maar ek het iewerster, ek dink is juis op daai worldwide call wat hulle gesê het, Erik het vir een persoon gesê, jy dink dalk, jy weet, jou liggaam doen nou niks nie, man, tussen heel dit dalk 'n ander orgaan of iets wat jy nie eers van weet nie. Jy weet, en hierdie is dalk minder prioriteit. Die liggaam gaan altyd eers na die prioriteite toe. Ek wil vir iets vertel. Ek het gistermiddag ons pilot coach klas se check-in gehad met ons mentor coaches en ons training coaches. En dit het vir hulle spesifiek eintlik oor Renée genoem, want Renée, omdat sy nou deur anesthetic gaan, moet jy eintlik jou lyf detox van dit, want daar is soveel goed en soveel pille en soveel goed wat deurkom. En eintlik is die
ek het nog nie vir haar gesê nie, want nog nie met haar kom praat nie, maar eintlik is die beste voorstel is om te sê vast, doe 'n fast om van daai goed ontslae te raak. So ek sit nou en weer en dink aan jou en jou inflammasie. Dit is dalk 'n goeie as jy kan, net om te kyk of dit 'n Ja, verskil maak daaraan. As jy kan sien definitief. waarvoor. Ja, ek dink die triek is ook om besig te bly. Soos jy sê, jy weet, as mens net kan jy moet nou nie so besig wees dat jy absoluut gedaan is ook nie, maar jy moet besig genoeg wees om nie by die kombuis uit te kom amper nie. Ja, Daai, ja. ja. Die ander ding wat ek vir jou wil gevra het van jou oog, is het jy al ooit 'n stomer gebruik, 'n steamer in die kamer? Ek het al, ja. Ek kan nie vir jou sê of dit beter is nie, maar wat ek wel het is ek het so 'n brilletjie wat jy in die nag kan dra. Dit lyk so amper soos 'n swembril. En hy het 'n lap agterom, so en hy maak pikdonker en hy seël die oog. So jy kan byvoorbeeld selfs dis spesiaal vir 'n droë oog. Jy kan byvoorbeeld selfs 'n sponsie met water insit om te help. Maar ek doen dit nie. Ek sit hom op en ek sal net sorg dat ek genoeg oogdruppels of soos 'n ooggel of iets in my oog sit. So dit kan hierdie kan verwant wees aan droë oë ook. Dit is so. Ek weet nie of daar regtig meer ek het baie minder inflammasie gewoonlik as ek hier aan my oog kon druk amper, kan ek dit gevoel het. So ek moet sê daar's definitief minder inflammasie en Okay. maar ek beplan ook volgende week om dan bloedtoetse te doen. Dan sal ek redelik kan sien. Ek probeer nou, ek het gedink nou ek en jy ook gepraat het dat ek eers dalk net moet die fasting doen, jy weet, en dan van kyk hoe dit gaan. Ja. En ek gaan in met die gedagte om die volle ding te doen, maar ek sal sien en kyk hoe dit loop ook, Okay. jy weet so. Yes, ja. Ekskuus, die ander ding wat ek wou gesê het van die stomer is omdat jy sê jy het soms slaim of soms word jy wakker of jy slaap dalk nie so diep nie. Ek definitief ek weet in die winter ons het maar 'n stomer standaard aan want jy alles word droog en alles werk anders dan doen nie wat hy Maar moet dis 'n nie. goeie idee. Ek moet dalk weer daarna kyk om ek het altyd een gehad, maar hy het iewers die gees gegee en toe het ek net Ja, hulle hou nie vir altyd nie. Die ander ding wat ek vir jou wil Dankie. vra, Soos, kies terwyl ons aan die gesels is vertel ons gou-gou van Gary. Dit gaan met hom ook baie goed. Hy was hierdie week weg gewees saam met sy neef en hulle twee seentjies wat die seentjies het gaan rugby speel by een of ander plek in Denokeng. So hulle was nou vir 3 dae weg, maar hy het daarso ook sê hy het basies maar 'n carnivore geëet en hy eet ook baie min. Dit is ook ons eet regtig omtrent een behoorlike maaltyd 'n dag. So inteendeel ek raak al hoe minder honger. So ek weet nie. Ek hoop ek sal weer iewers 'n bietjie meer aptyt hê. Hoopelik Ja. balanseer dit self weer uit. Ek wil net sê ook nie te min eet is ook nie goed nie. So ek bedoel dit klink Dit is wonderlik so. en dit is goed as jy nie honger raak en so nie, maar kyk net want die groot ding wat ek altyd sê is maak seker jy kry genoeg proteïene in en jy oefen jou spiere genoeg want jy mag nie spiergewig verloor nie. En daarvoor het jy Dis so, definitief ja. proteïene nodig. Adele, ons gaan Ja. van Adele in die bed sit nou. Nou sy's op vakansie mode. Lekker. So lekker groot gaap. Ja, so ek dink ek bedoel dit is amazing, maar ek dink as jy klaar is, as jy weet probeer jou vas as jy probeer kyk hoe lank jy kan doen, maar as jy daar klaar is, ek dink nie noodwendig die 1 meal a day is met twee etes 'n dag, miskien 'n laat ontbyt en 'n aandete, dis piekfyn, maar ek dink 1 meal 'n dag. Ek dink Weer 1 of- meel is 'n bietjie min, ja. Ja, ek dink jy gaan 'n totaal te min voedingsstowwe kry en dan gaan jou liggaam, ek weet die winter kom, so jy wil seker maar jy's sterk en jy's gesond en jy het jou spierkrag. Ja. So ons probeer 2 maaltye 'n dag, maar ek sê net dit is amper partykeer 'n effort om daai tweede maaltyd. Ja, maar dis normaal. Ek dink dis normaal vir waar ons nou is, want jou cravings en spring raak minder. Die oomblik as ons uitspring uitgaan, wanneer dit ook al gebeur, gaan jy definitief agterkom maar jy raak meer honger, jy raak meer lus. Die oomblik as jy vrugte terugsit of Kaaps terugsit of jou soeter groente terugsit, you're gonna find it. Hy sê ja, ek wil meer hê. Dit is simpel, maar dit is hoe dit is. Life is 'n snaakse ding. Ja. Ek het toe nou opgehou om die botter in die weet in koffie te drink 'n bietjie. Ek gaan maar kyk.
Ek het nie dit nou vreeslik gekry weer of iets ook nie, so ons maar sien. Maar ek het nou purposefully die botter gelos net om te kyk of dit nie dalk ook 'n negatiewe impak het op my inflammasie iets nie. doen nie. Ja. Hoorie ek het jou peppermint tee gedrink, dis baie lekker. Dit is. So daar's dit is- julle ouens wat nog nie probeer het nie, dis die peppermint en licorice. Dis Ja, vir my baie lekker. Lekker verfrissend. Lekker oggendtee. ja, en hy het 'n lekker nasmaak. Dis eintlik wat ek van hom. Baie, nie daai bitterheid nie. Ja, is baie Mm. lekker. So dankie daarvoor. Dis- Die ander goed wat ek net gou vir jou wil sê, Sue, en dis eintlik vir julle almal, die ene is ja, dit is 'n gewoonte om te eet. Jy kom by die huis en jy voel jy moet kos maak. So, ek dink vir 'n vas tyd is dit belangrik om dalk iets totaal anders te kry om te gaan doen. En ek het eintlik al Franswa, ek dink ek en jy moet dalk miskien een aand regtig gaan fliek. Nie by die huis sit en wonder wat ons eet, want dis jou gewoonte, jy sit by die TV waar is die kos nou nie. Dalk net just shake up die gewone dinge, doen iets totaal anderster. Ek het byvoorbeeld gisterand dat ek na gym dadelik my lang bad gaan vat, nie eers by die TV by die kos gaan sit nie. Die aand tevore moet ek vir julle sê, en want dis die ander ding is, as jy dan vriende het en julle moet eet, so ek het byvoorbeeld een aand het ons mense hier gehad en ek het net saam gesit en gesels. Vandel, ek het vergeet dat ek vir Bev sou uitvat vir ete gister. Vir ontbyt. En dis like, ek kan dit nie meer kanselleer nie. Toe ek besluit ek gaan vir haar niks sê nie. Sodat sy net eers haar breakfast bestel, want anders gaan sy sê no, but then I'm not eating, en toe dink ek nee, dit kan nie werk nie. En toe sê ek vir haar, maar ek gaan nog steeds met jou gesels, dit gaan oor die kuier. Dit gaan eintlik, kos is nie alles nie. Kos voel vir ons as deel van ons sosiale being, en dit is ook, dis nie verkeerd nie. Maar dit was baie interessant dat ons 'n heerlike kuier gehad het. Sy het geëet en ek het nie geëet nie, en it was all good. Ek het hulle vir my copious amounts van kookwater aangedra en ek het elke soort tee in 'n ry gedink en dit was piekfyn. So dis regtig doenbaar, maar dis nie maklik nie. So ja, ek dink soek iets anderster om te doen. So as jy gaan fast, gaan jy vir Gary nog kos maak. Hy gaan seker nie saam met jou fast nie of Hy sal probeer, hy gaan ook probeer. Okay, wel ek wil dis baie makliker as jy dit saam gaan doen. Ek en Frans sal dit nou ek het hierdie week dit alleen gedoen, maar ons gaan volgende week saam doen en kyk hoe dit gaan en julle ouens praat net met mekaar, soos wat ons dit doen deur die week. Sê vir my wat julle doen. Ons kan almal inspirasie kry by julle idees. Elke ou gaan anders weet, elke ou gaan dit anders ervaar en it's all good. Maar check in so gereeld as moontlik, laat ons weet wat gebeur. En die ouens wat nou byvoorbeeld nie nou gaan fast, wat nog steeds inluister op die groep, Tanya en Renay, kan ook weer by julle leer, by wat julle in die week doen. Okay. Enigiets anders ter Sue? Dis reg, baie dankie Marlies. Alles fyn. Weet jy wat ek wil sê is daai badsout is heerlik. Baie dankie. Het jy gestook? Yes, ja, dit voel heerlik, ek moet sê. Ag, lekker. Ja, is goed vir die spiere, is 'n ongelooflike ontspan. Dit is die ander ding, en ek sien Adelle is weg, maar so Nico as hy nie kan hoor nie, was hy dit nou klaar actually gedoen, maar vir die mans ook. Dis vreeslik belangrik om te ontspan terwyl jy fast. So dis okay om meer te slaap, dis okay om meer te ontspan en te lê, dis okay om meer boek te lees. Hoe veiliger jy jou liggaam kan dit voel, hoe beter. Dit beteken nie jy moet heeltemal afskaal nie, jy kan nog steeds aangaan met jou gewone dag. Maar just be kind to your body, want jou lyf en jou kop werk saam. Hierdie goeters kan vir mekaar sê, hier kom stres, hou terug die vet, moenie dit nou verbrand nie, is nie 'n goeie tyd nie, en jy wil vir jou lyf probeer sê, dis die veiligste tyd ooit. So verder is daar nou nie veel van my nie. Ja, asseblief luister môre so vroeg as wat jy kan na Erik se video, dat jy net al die ander inligting kry, want soos ek sê, hy gaan bietjie meer detail gee as wat ek het. Ek is ook nuuskierig om dit weer te hoor. En dan, as jy kan, miskien oor die naweek, of wanneer jy hoe gou jy ook al 'n besluit geneem het. Barend, jy het nou 'n bietjie meer tyd om jou besluit te neem, so there's no rush. Jy kan maar vir my rustig aan vakansie hou en besluit as jy terugkom, dalk dit maak glad nie saak nie. Maar vir Sue en vir Franswa, sit dit vir ons op die groep, dat ek net weet wat julle gaan doen, wanneer julle dit gaan doen, en dan hou ons 'n dop van daar af. Okay. Ja. Okay, enigiets anders van enige iemand? Ja, Niks van my kant af nie. Okay. niks nie. Daar's dus ook nou terug wees.
Maar ons is so 5 minuutjies vroeër, so kom ons laat die vakansieganger gaan vakansie hou en ek gee vir julle 5 minute van julle lewe terug. Maar dit was baie lekker om julle almal te sien en lekker saam te gesels. Ek dink julle doen ongelooflik amazing die goed en ek sien vreeslik uit na wat als volgende week gaan gebeur. Nou, is Ja, goed. Baie ek dink voor dankie. Kan julle, Alright. mooi lei, lekker Hey, aan. Bye, bye. Bye. Hey.